Radio Fynbos klop vandag aan by die deur van PSG Wealth in Stilbaai, waarmee Andre Nodee ons praktiese wenke gaan gee om 'n finansiële toekoms met meer selfvertroue te beplan. So kom en luister en kyk saam hoe ons finansiële beplanning in gewone taal kan toepas. Sy radio luisteraars, ons skop dan af vandag met 'n splinter nuwe program met die naam Finansiële Beplanning in gewone taal. Want ek weet nie van jou nie, maar as ek by 'n kantoor instap en ek met finansies begin gesels, dan kan ek sommer voel hoe ek al begin sweet. Maar ek het vandag vir Andre Nodee ontmoet hier van PSG Wealth in Stilbaai. En ek moet sê, ek voel sommer op my gemak en ek weet ek is in goeie hande. Andre, kom ons gesels 'n bietjie finansies dan. Baie dankie, dis 'n voorreg om julle te hê. Ek sien daarna uit om oor die volgende paar maande ingewikkelde finansiële onderwerpe eenvoudig en prakties te verduidelik, sodat mense beter ingeligte besluite in hulle toekoms kan neem. Nou, Andre, wat is CFP wat ek op julle borde hier sien? Vertel vir ons kortliks, wat is die agtergrond daarvan? CFP staan vir Certified Financial Planner. Dit is 'n internasionale erkende benaming wat gevorderde studies in finansiële beplanning, streng etiese standaarde en deurlopende professionele ontwikkeling vereis. Ek is sedert 1988 as finansiële adviseur betrokke, waarvan die laaste 20 jaar by PSG is. In die tyd het ek hoë inflasie, resessies, sterk markgroei, sterk markdalings en groot veranderinge in belasting en pensioenwetgewing beleef. Finansiële beplanning, wat is dit? Wat is die belangrikste les wat ek kan leer van dit? Finansiële beplanning word aanvaar mense baie keer dat dit gaan oor die verkoop van 'n produk en die voorstel van 'n produk, maar dit is nie waar dit gaan nie. Finansiële beplanning gaan oor die situasie om 'n kliënt se inligting bymekaar te kry, te kyk wat sy doelwitte, wat is hulle risiko's, hoe lyk hulle langtermynplan en die doelwitte saam te stel in 'n volhoubare plan en jaarliks terug te gaan na die plan te kyk hoe loop mense beplanning vorentoe. En te sien dat ook binne die plan is en wanneer dit nodig is sekere aanpassings te maak, wanneer daar veranderings is in omstandighede en in wetgewing of in markte. En Andre, as ek jou kon vra, wat sal die belangrikste lesse wees wat jy dan al geleer het wat finansiële sukses aanbetref? Die belangrikste lesse wat ons leer is, dit gaan nie juis oor hoeveel geld 'n mens bymekaar gemaak het en wat jou inkomste is nie. Die grootste gaan om 'n finansiële plan te hê en nie emosioneel oor markte te besluit sonder dat jy werklik gedink hier daaroor nie. Mense beweeg baie keer emosioneel en dan is daar gewoonlik 'n probleem. En as jy so 'n plan begin ontwikkel, is daar verskillende fases. Ek sou van my kant af amper gesê verskillende seisoene wat 'n mens deur sy finansiële beplanning gaan. Kan jy vir my so kortliks bietjie vertel van dit asseblief? Ja, mens gaan deur verskillende fases van jou lewe. Jy begin deur welvaart te bou en finansiëel, jy kyk om jou gesin te beskerm, jy berei vir aftrede, jy gaan later 'n volhoubare inkomste uit jou kapitaal ontvang en eventueel gaan dit oor die oordrag van jou bates na die volgende geslag. So elkeen is 'n plan wat jou deur verskillende lewensfases neem. En dit is belangrik om daarvoor te beplan. Die belegging of 'n produk is nie 'n voertuig. Finansiële beplanning is jou padkaart wat jy gebruik. As jy nou jong mense is wat hierdie program gaan volg, wat is die raad van jou kant af? Wanneer moet hulle al begin beplan? Ek dink mense stel gewoonlik uit omdat hulle dink hulle het tyd. En ongelukkig is tyd 'n mate wat verlore gaan as jy te veel uitstel. So klein besluite kan groot verskille maak later in jou lewe. As jy kyk na saamgestelde renteopbrengste, tyd wat verlore gegaan het is waternood deur die brug, dis geld wat jy kon gespaar het en saamgestelde rente gee vir jou daai voordeel dat jou kapitaal kan groei oor tyd. En as ek jou sou gevra het, Andre, die grootste finansiële risiko wat ons as mense vandag onderskat, ons
gaan maar net aan met die lewe en maak, jy weet, asof dit nie iets belangrik is nie. Ek kan amper sê, ons het hierdie volstrysmentaliteit, ons druk net ons kop in die grond en dink, maar dit gaan nie saak maak nie. Wat is die risiko? Die risiko, een van die grootste risiko's is inflasie, en dit is iets wat jou bekruip sonder dat jy het agterkom. Inflasie is baie keer, kry jy dit by mense wat baie konservatief is. Ek gebruik gewoonlik 'n vaste deposito op die bank, waar mense inkomste kry, of hulle kry 'n rente, en hulle gebruik die volle rente as 'n inkomste. En jaar na jaar verarm die inkomste, verarm hulle as gevolg van die feit dat dit nie met inflasie aangepas is nie. So, die vraag wat 'n mens moet vra is nie, wat se rente kan ek verdien nie, is hoe gaan my inkomste inflasioneel jaar na jaar verhoog, om voorsiening te maak van inflasie. Goed, en is daar dan negatiewe markte, dan nie die grootste risiko vir so 'n belegger nie? Negatiewe markte is in 'n mate, maar dit is nie die grootste risiko nie. As jy in 'n mark is, die mark se pryse gaan volgens vraag en aanbod, en dit is die normaal hoe 'n langtermynbelegging werk. Jy het jou verskillende fluktuasie in waardes. Ek dink die grootste risiko is om sonder 'n plan te lewe, emosionele besluite te maak oor finansies, en aan die einde van die dag agter te kom dat die kapitaal wat jy weggesit het nie voldoende is om jou deur jou lewensverwagting te neem nie. En tog is die mens, om dit regtig so sagkens te kan stel, ook maar gierig, nee? En dit veroorsaak 'n stuk vrees in die mens. Ja, gierigheid, en daar's twee emosies in beleggings of in finansies, is gierigheid en vrees. Vrees laat jy die verkeerde besluite neem, en gierigheid presies dieselfde. Baie mense is geneig om 'n fonds wat, of 'n aandeel wat reeds presteer het, te koop, omdat hulle verwag, as die fonds 20% verlede jaar gaan gegroei het, hoort hy die jaar 20% te groei. En dis juist nie die teenoorgestelde. Want elke aandeel en 'n fonds word daar winste geneem. Die oomblik as daar winste geneem word, dan daal die beleggingswaarde en jy verloor geld. Nou, ek onthou as klein dogtertjie, ek dink dit was in die rapport gewees. Nou, dit is so ons groot geword, het het my pa altyd nou gesê, ons moet hierdie en daardie belegging dophou. En dit is maar al wat ons as kind, jy weet, van dit geweet het en geleer het. Wie hou vir my hierdie siklusse dop? Is dit julle wat dit dophou? Moet ek dit dophou? Hoe gaan ek te werk gaan met dit? Kyk, ons het vandag is alles elektronies. So die gevolg is dat ons het professionele span wat vir ons elke markrisiko dophou, ons fondse moniteer, en aan die einde van die dag vir ons 'n portefeulje saamstel wat goed deurdenk is en wat uitgedrag is, en ons presies kan weet, ons vat nie risiko nie, ons het 'n produk ontwikkel wat ons deur goeie en deur slegte tye gaan dra, en dat ons nie, ek sê altyd, as mense gaan swem en die see trek terug, dan kan jy sien iets onder swembroek geswem. So dit is presies dieselfde, as die mark terugtrek en dan kom jy agter of mense nie finansiële beskerming het nie, of in 'n oordentlik gediversifiseerde portefeulje belê is nie. Ja, en as ek kan vra, hoekom het ek advies nodig? As ek nou goed was in my tafels en my rekeningkunde, hoekom moet ek regtig 'n finansiële beplanner sien soos u? Kyk, aan die einde van die dag gaan dit om mense, geld is 'n emosionele faktor, en mense is emosioneel oor geld. En baie keer is mense bang, of hulle is oorgretig en gierig, wat veroorsaak dat hulle verkeerde besluite neem. Deur te gaan kyk en te sien hoe jou finansies beplan word oor jou lewensverwagting, hoeveel kapitaal jy fisies nodig het om hierdie beplanning te doen, hoe inkomste jaarliks moet eskaleer met inflasie en by daai plan te bly, is nogal baie belangrik. Aftrede is een van die grootste emosies wat daar is. In die eerste plek is dat jy is nie meer goed genoeg vir jou werk, dus kom jy moet aftree. Dis een kant. Die volgende kant is dat jy het nou jou laaste sense inkomste verdien. En dis ook emosioneel. So, om 'n professioneel te hê wat vir jou hierdie beplanning kan doen, en dit bestuur, terugvoer gee, en die regte besluite met jou saamwerk, om die regte besluite te neem, is baie belangrik. Nou André, ons gaan jou so elke 2 weekliks sien vir 'n reeks. Wat is van jou kant af die doel vir die reeks elke 2de week? Ek dink dis om mense in verstaanbare taal te wys hoe finansiële beplanning werk. So dis baie keer het jy
finansiële beplanning wat die hoë termes gebruik word en nie werklik kyk wat mense se regte behoefte is nie. Ek dink ons kan elke keer volgende kwessie aanspreek en sekere aktuele punte na kyk. Finansiële beplanning is baie belangrik. Baie min mense doen dit werklik en mense skrik wakker wanneer inflasie hulle beet gekry het of wanneer hulle agterkom maar wow, ons gaan nie genoeg geld hê om ons lewensverwagting uit te sien nie. Saam met dit is ons doen finansiële beplanning of jy te min geld trek of te veel geld trek. Jy wil ook nie soos 'n kerkmeis lewe en aan die einde van die dag alles meer kinders oorlaat nie. So dis wat ons kyk. En in die volgende programme, waarna kan ons uitsien? Wat raad gaan ons gee, wat advies kan ons vooruitkyk? Ons gaan kyk na diversifikasie, na inflasie, markskommelings, standaard afwykings van die normaal. En daar is soveel verwikkelinge vandag daar buite, dat mense, gierigheid is nogal 'n erge sin, dat mense bates koop wat eintlik geen ondersteunende waardes het nie. Daar is 'n paar van hierdie crypto eenhede wat deel vorm daarvan en ons glo, jy weet dat dis 'n bietjie tipe van risiko's. Ons gaan daaroor ook praat in hierdie tydperk. En ek dink ook sommer net in eenvoudige taal, wat is regtig 'n budget vir die jonger mense as ons die woord mag gebruik? Hoe stel ek dit op? Waar begin ek met dit? Ja, dit is belangrik. Jy weet, die jonger mense se uitdaging is om te groei, skuld te maak, eiendom te koop en so meer. En dan heel agterop die waar lê daar geld om te sorg vir hulle dag. 'n Klein begin kan 'n groot sukses aan die einde van die dag maak. Maar as jy uitstel, dan verloor jy daai tyd en die geld wat jy kon weggesit het. So as ek kan aflei van dit wat jy sê, is skuldbeheer so baie belangrik. Ja, dit is baie belangrik. 'n Mens moet kyk, dit is baie belangrik om te gaan kyk na skuld self. Wat is die rentekoers wat jy betaal? Gewoonlik op 'n huisverband betaal jy 'n lae rentekoers en inflasie help jou om deels van die kapitaal terug te betaal. So dit is ook nie heeltemal wys net om al jou skuld te gaan aflos nie en aan die einde van die dag die geld wat jy in die skuld sou betaal het, uit te leef nie. So dit is belangrik dat 'n mens gaan kyk, wat is jou doelwit, hoeveel kapitaal het jy nodig om af te tree? En ons gaan daai beplannings doen tot op die nommer. En as ons dit elke jaar byhou, kan ek jou 100% verseker jy gaan aftree en jy gaan jou lewensverwagting kan deursien. Ek is seker mense het nou alreeds in hierdie eerste program al gesien, dit is baie interessante onderwerpe wat jy gaan aanraak en wat ons oor gaan gesels. Wat hoop jy vir die luisteraar daar buite en die kyker ook self podcast om vir hulle te sê, om hulle te bereik? Ek dink dit sal van waarde wees as daar een persoon is wat na hierdie reeks of in hierdie reeks beter besluite neem, 'n verlies aan 'n swak besluit, ten minste nie, en weet om die regte vrae te vra. En daar's 'n luisteraars, jy hoef definitief nie meer in die aande wakker te lê en rond te rol oor finansies nie. Hier is die antwoord hier in Stilbaai by Andrei Naudé van PSG Wealth. En Andrei, sommer net so vir interessantheid, as daar nou mense is wat buite hier se streek ook luister na die program en jy wil kontak, kan hulle dit wel doen? Hulle is welkom, ja. Ons is in Stilbaai se kantore, maar my nommer by die kantoor is dan 028 754 6902 en my e-posadres is andrei.naudé@psg.co.za. Also Andrei, baie dankie en komende gesprek, oor wat gaan ons dan gesels? Komende gesprek gaan ons praat oor inflasie, groei en inkomste. Also baie dankie luisteraars.